Goeiemôre vriende, baie welkom by die kerk. Dis vir ons so lekker dat julle hier is. Maar goed, vriende, ek wil graag vir ons bid. Ek is so opgewonde oor hierdie laaste boodskap. Ons is besig met 'n reeks wat gegaan het Jesus is die rede. En dit het eintlik te doen met die Kersseisoen en hierdie hele vakansietyd. Is ons altyd opgewonde en dankbaar en die reeks het gegaan eintlik oor ons is dankbaar want dit gaan oor Jesus. Gaan oor hom wat seun geword het en ons hoofpriester was. Dit was die laaste 2 weke waar ons gepraat het. Maar ek dink hierdie ene, die feit dat Jesus hemel toe gegaan het, is 'n boodskap van hoop vir my en jou. En ek vertrou so die Here dat hy iets in ons harte weer sal stuur vir hierdie nuwe jaar, vir vandag, hierdie nuwe jaar wat voorlê, omdat daar hoop is in die Here Jesus. So kom ek bid vir ons en dan gaan ons na die woord kyk. Kom ons sluit oop. Here Jesus, dankie vir wie U is, Here. Dankie dat ons hierdie nuwe jaar saam met U kan begin, Here. En ek bid so, Here, mag U vir ons kom help dat ons werklik in 2026 dag vir dag, tree vir tree, Here, saam met U sal leef. Vandag het ons die voorreg, Here, om herinner te word aan die hoop, Here Jesus, wat U vir ons gelos het, die hoop wat daar in U is, Here Jesus. Die hoop op 'n toekoms. En ek bid so volgende elkeen van ons, Here, wat dalk hopeloos is, ouens wat op 'n plek is wat sukkel en nie noodwendig die uitkoms kan sien, Here Jesus, help ons dat ons vanaand, afal vandag, herinner sal word, Here, dat in U, Here Jesus, is daar uitkoms. Daar is 'n hoop, daar is 'n God, Here U, wat 'n weg kan baan in 'n storie waar daar dalk nog nie 'n weg is nie. So kom herinner ons aan hierdie waarheid vanoggend, Here. Kom doen iets in ons hart dat ons vol hoop en vol opgewondenheid hierdie jaar sal binnegaan as die kinders, dat dit anderster sal lyk as hoe hierdie wêreld sê dit moet lyk. Maar ek bid so, Heilige Gees, mag U teenwoordig wees hier, soos U nou in die worship ook was. Mag U verheerlik word, Here, en al die eer ontvang, soos ons die tyd saam spandeer in Jesus naam. Amen. Amen. Wonderlik. Nou vriende, ons is oor die hele Bybel vanoggend. Okay. Ek vra om verskoning. Ek het probeer my preekstyl bietjie meer dat ons net by een hoofstuk bly. Maar dit is net nie moontlik nie, vriende. Ek dink nie jy kan dit doen nie. Ek droom na dit toe. Eendag mag ons dalk. Ons sal kyk daarna. Maar daar is soveel gedeeltes oor hoop. Hierdie vertroue wat ons in die Here kan stel. En ons het, soos ek sê, laaste 2 weke het ons gepraat oor hom as mens en wat kom betaal het aan die kruis, die dood oorwin het. Maar vandag wil ek meer fokus op die feit dat hy in die ewigheid, in die hemel, langs God die Vader is, besig is om vir my en jou plek voor te berei. Vriende, jy moet hierdie hoor, ons God berei vir jou 'n plek voor in die hemel. Jy wat hier sit vandag, wat dalk dink nie jy verdien het nie, jy is op 'n baie gesonde plek. Ek dink ons is op 'n baie ongesonde plek, as ons begin dink, ek is geregtig om in die ewigheid saam met Jesus te wees. Die Bybel waarsku ons teen dit. Hy sê nee, ons kom nie so in die hemel nie. Ons kom in die hemel om ons besef hoe groot geskenk is dit dat Jesus vir my en jou gaan plek voorberei. In Johannes 14 kom Jesus en hy sê die volgende, hy sê, in die huis van my Vader is al baie woonplek. Ons baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir hulle gesê het, ek gaan vir julle om vir julle plek gereed te maak nie. Hoe wonderlik is dit nie, dat ons 'n God het, wat gaan om vir ons gaan plek voorberei nie. Hoe persoonlik is dit nie? Ek dink, kom ons bring net Jesus nader aan ons, dat ons besef, hoe persoonlik is dit dat God sê, ek gaan om vir jou plek gereed te maak, Willie. So, ek wil nie ons moet so dink, as jy in die hemel kom, soos, ek dink so aan om Jimmy, baie van julle het die nuus gehoor van om Jimmy wat oorlede is, wat so groot skok is vir ons as kerk. Maar ek dink so, toe hy in die hemel kom, dat hy is reguit na die Here Jesus toe. Ek dink toe hy in die hemel gekom het die Here hom na sy plek toe gevat en sê, Jimmy, jou lewe wat jy gewy het aan my, en wat jy vir my geleef het, ek het vir jou plek voorberei, sodat jy die res van die ewigheid saam met my sal wees. Ons het 'n God wat vir elkeen van ons persoonlik plek voorberei in sy huis. Ons almal was nou vakansies op verskillende plekke en dalk het jy by mense gaan kuier en as jy nou daar aangekom het hulle nou 'n sweetie op jou kussing gesit. Hoop ek. Okay. Maar dis hier vir die boodskap net jy. Dit is 'n chocolate en hulle het jou nuwe handdoeke mooi opgerol. Die huis is skoon gemaak. Ons almal weet hoe werk daai mos. Jy maak jy huis skoon. Wat sal daar kom dan hierdie mense het nie issues nie. Maar die huis is skoon, hy's reg, die gras is gesny, die braaier, die hout staan reg. Jy's so welkom as jy daar aankom. En Jesus sê iets van dit, hy sê, ek gaan hemel toe, om vir my en jou, te gaan plek voorberei ons. Wat se voorreg het ons nie, om so God te ken nie. 'n God wat vir my en jou plek gaan voorberei in sy huis, 'n plek waar ek en jy nie hoort nie. Hy sê, ek gaan hom vir julle plek gereed maak, maar dan sê hy so mooi, hy sê, en as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is.
Ons het 'n God en dis waar die hele reeks gegaan het. Wat wil hê ons moet by hom wees? Sy hele koms na hierdie aarde toe, die kruisproses, die opstanding en ewigheid was sodat daar versoening kan wees tussen my en jou en ons God. Dis die storie van hoop, dat 'n God aarde toe gekom het, seun van God aarde toe gekom het, ons hoëpriester geword het en vir ons geword het wat ek en jy moes wees, omdat hy saam met my en jou die lewe wil doen ons. Dis die storie van hoop, 'n storie dat dit is 'n God vir wie ek kan vertrou en wie ek my vertroue kan plaas vandag. En so my hoop is soos ons na hierdie boodskap van hoop dat Jesus vir my en jou plek voorberei en hy ons kom haal wanneer ons gereed is my hoop sodat ek en jy 2026 sal ingaan met hierdie hemelse perspektief. Dat ons nie hierdie 2026 eintlik soos al die vorige jare sal doen, maar dit is maar net iets wat saam met al die ander goed gaan en nee, dat ons as gesande van God wat net kuier op aarde eintlik sal opgewonde wees oor ewigheid wat ons saam met Jesus sal wees. En so uit hierdie perspektief van hoop wil ek begin met die gedeelte, dis 'n gebed wat Paulus bid, eintlik in Efesiërs. Hy bid eintlik 'n paar keer in Efesiërs. Maar in Efesiërs 1 vers 18 skryf hy die volgende: Ek bid dat julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou. Sy roeping, vriende, ek en jy, elkeen het 'n roeping in 2026. As kind van die Here het ons 'n roeping van hoop. Ek kan vir jou 'n storie bring wat hierdie wêreld nodig het. Ek kan vir jou die storie van Jesus bring wat jy nodig het, wat jou lewe verander. Maar hy sê, ek bid dat julle geestesoë so sal wees, ek bid dat julle oë sal oopgaan, dat jy sal verstaan hoe groot is hierdie boodskap, hierdie roeping van hoop wat ek en jy gekry het. Hy sê, en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die doodheid opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Dis so my gebed vir jou is dat die Here iets van dit vir jou sal oopbreek, dat hy jou oë sal oopmaak en verstaan, Here, help my om te verstaan hoe groot is hierdie roeping van hoop, hierdie voorreg wat ek het aan die erfenis om saam met in die ewigheid te wees. Hoe groot en geweldig groot is die krag wat in my kan kom werk. My hoop vir jou vir vandag en 2026 is dat hierdie jou wens vir 2026 sal wees. Want dit is 'n boodskap van hoop. Wanneer ek jy hierdie begin bid, Here, maak my oë oop vir hierdie boodskap van hoop, hierdie voorreg wat ek het om deel te hê aan die erfenis en die krag wat in my kom werk. Word ons herinner dat daar vir vandag hoop is. Ons gaan na die 3 tydlyne kyk. Ek wil eers net sê, kyk na ons, daar's hoop vir my en jou vandag. Die rede hoekom ek daar wil begin is, party van julle sit vandag dalk hier en jy sê, ons sit in die nuwe jaar, almal is opgewonde, almal het terugkom van vakansie af, almal het saam met hulle mense gekuier. Dit was vir my 'n baie slegte Desember maand en ek het geen idee hoe die nuwe jaar gaan lyk nie. Vir jou is daar hoop vir vandag. In die Here Jesus, omdat hy vir ons in die ewigheid is en wat hy vir ons gedoen het op aarde en aan die kruis, die dood oorwin het en in die ewigheid vir ons voorberei, sy Heilige Gees gestuur het om ons te help, is daar vandag vir my en jou hoop. En so Jesaja 40 is baie bekende gedeelte rondom hoop en moedeloosheid en hopeloosheid. In vers 27 skryf Jesaja, hy sê, waarom sê jy Jakob, of waarom kla jy, dalk met jou eie name aansit? Waarom sal jy sê wil hy, of waarom kla jy wil hy? Die Here sien my nie raak wat van my geword het nie, of die Here my reg gaan by God verby. Dalk sit jy vandag en jy sê soos ek, sien die Here my nog raak wil hy? Is dit wat in my lewe aan die gang is belangrik vir die Here? Gee hy om oor die moeilik en die seer en die sleg en die ek weet nie waantoe op die oomblik nie. Sien die Here dit raak wil hy? Ja, hy doen. Hy doen, hoor wat sê hy verder, hy sê, weet jy, dan het jy nog nie gehoor, dat die Here is 'n ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy weet waartoe hy gaan. Laasweek het ons gepraat, hy is nie 'n God wat nie medelee met ons het nie. Hy weet waartoe hy gaan. Soveel te meer, hy wat in die ewigheid gaan het, sy Heilige Gees gestuur het om jou te kom help. Is my hoop sodat jy sal onthou vandag, Here, dankie dat u met die ondeurgrondelike insig dat u weet waartoe hy gaan en iets kan doen daaraan. Hy gaan aan in vers 28, vers 29, hy sê, hy gee die vermoeides krag en hy versterk die wat nie meer kan nie. My hoop so is dat jy volgens hoor, hy kan vir jou krag gee. Hy kan vir jou nuwe hoop kom gee. Hy kan in dit wie hy is en dit wat hy gedoen het en dit wat hy beloof het, is daar vir ons 'n vertroue waarin ons op ons lewe kan bou.
Net jy vanoggend kan sê, Here, ek het al die ander goedes geprobeer, ek gaan nie probeer. My hoop is sodat dit ons dit sal omdraai in 2026. Voor ons die begroting 50 keer doen en met 50 mense gaan praat en al die ander opsies probeer het en dan na God toe gaan, is dat ons net eintlik vandag sal hoor, soos Here, help my dat in 2026 ek sal leer om U eerste te kies. En eerste te vertrou. Eerste met U sal begin praat. Reeds omdat U die vermoeides krag gee en U versterk die wat nie meer kan nie. Daar's hoop vir my en jou vandag. As ek en jy voel, ek weet nie meer nie. Ek weet nie meer nie. Ek weet nie meer met daai familielid of daai met my ouers of my kinders, my man of my vrou. Ek weet nie meer met my werk nie. Ek weet nie met my gesondheid nie. Ek weet nie meer nie, Here. Daar's hoop vandag vir jou. Daar's 'n God wat bemoeienis het met jou storie. Wat heiliglik vir jou plek voorberei. My hoop is sodat jy sal hoor dat ons op hom kan vashou. Ons kan op hom bou, ons kan op hom steun, ons kan aan hom bly vashou. Dit sê vers 30, selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in die vleer van 'n lewe struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, die wat hulle hoop in die Here soek, vind nuwe krag. Hulle kry nuwe krag. Hulle vlieg met armsvlerke en hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Ek wens vir jou so hierdie jaar dat dit jaar sal wees waar jy kan hardloop en jy kan loop sonder om moeg te raak. Maar om by dit uit te kom, ouens, moet jy weet dat hierdie jaar lê vol van sy eie omstandighede en sy eie stories en sy eie moeilikhede. Vir baie van julle het dit al die 1 Januarie begin. En so die belofte is nie gekoppel aan 'n maanskyn en rose 2026 nie. Dis gekoppel aan op wie bou jy jou lewe, op wie vertrou jy, na wie toe hardloop jy wanneer jy wysheid en insig en krag en leiding nodig het. En Jesaja maak dit baie duidelik. Hy sê, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle sal nie moeg word nie, hulle sal nie afgemat word nie, hulle sal hardloop en hulle sal loop sonder om moeg te word. My hoop so is dat jy daai keuse sal maak vandag te sê, Here, dankie dat vir vandag. Dankie vir vandag, Here, is daar hoop. Ek kan U vertrou vir uitkoms, vir 'n moontlikheid, vir 'n opsie, Here. Dankie dat daar by U nooit 'n doodloopstraat is nie. Dit beteken hy gaan altyd ja sê vir jou nie. Hy gaan jou dalk op 'n ander pad vat, maar daar is hoop vir vandag. Psalm 73 vers 26. Ek lees maar so deur Psalm. Hierdie is so 'n mooi Psalm. Maar dit sê, al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Dis dieselfde Psalm waarvan ek laasweek gepraat het, die laaste Psalm, die laaste vers sê, ek het dit gevind dat dit goed is vir my om naby aan God te leef. Mag dit so jou jaar wees. As jy vandag hoop nodig het, is my hoop sodat jy sal hoor, dat selfs al is ek in liggaam en gees afgetakel, Here, dankie dat ek my krag en my sterkte in U kan vind. Dis in dit, Here, waar daar vir my hoop lê. Al het ek nie antwoorde vir al hierdie ander goed nie. Dit beteken nie al die goed gaan net van sy regkom, maar daar gaan iets in jou gees gebeur van soos, Here, ek gaan hierdie op 'n ander manier kan hanteer. Ons gaan weer probeer. En ek gaan nie vir dit ook vertrou, maar help my, Here, dat ek saam met U reg begin voordat ek al die ander goedes probeer regmaak. Daar's vir vandag hoop. Maar Micha 7 vers 7, maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir God wat my red. My God sal my gebede verhoor. Ek dink die Amplified sê, but as for me, I watched in hope for the Lord. I wait for God, my Savior, my God will hear me. As ek en jy vandag wil sê ons wil ons hoop in die Here vind. Partykeer gaan ons sê jy moet in die Here wag. Wanneer ons sê ons vertrou die Here, moet ons sê, Here, ek wag vir U. Ek vertrou U, Here, en ek soek U met alles in my en ek gaan na U toe, ek gaan my lewe inrig vir ons U, maar ek gaan ook wag tot die Here beweeg. Ek gaan ook wag tot die Here beantwoord. Ons kan nie sê ons vind ons hoop in die Here en dan wanneer hy nie vinnig genoeg iets doen nie, dan begin ons op ons eie insig te staat maak. Spreuke 3 sê, nee, vertrou volkome die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. En so mag jy, wanneer jy sê ek wil hoop by die Here vind, onthou, soos Here, help my, dat deel van dit beteken dat ek op U wag. Psalm 34 vers 18 sê, the Lord is there to rescue all who are discouraged and have given up hope. Ek sê, hier sit vandag, Jesus, ek het nie vertrou in enigiets, ek weet nie, hoe gaan ons vorentoe nie. Daar's 'n God wat vir jou is, al het jy vandag al hoop opgegee. En so my hoop is so, as dit jou storie is, dat jy vandag, aan die einde van die diens gaan ek bid vir almal wat hoop nodig het, wat eintlik die Here Jesus nodig het, dis waaroor dit gaan. En dat jy sal begin by hom, maar as dit jou storie is, dat jy het net hoop, jy het opgegee in hoop, my hoop vir jou, is dat jy in die kerk betrokke sal raak, of sal kom sit, jou sitplek sal kom vind, ons sal omring met mense wat op Jesus fokus, wat jy sal herinner aan die waarheid, wat die lewe saam met jou kan doen. Maar daar is 'n hoop vir vandag. En dit is daar dan vir ons 'n hoop vir 2026. Daar is hoop vir jou vir hierdie jaar eens. Ek en jy kan uitsien na hierdie jaar, en 'n vertroue hê, Here, ons kan uitsien na hierdie jaar wat voor lê. Ek kan nie alles bepaal nie, ek kan nie alles beheer nie. Maar saam met U, Here Jesus, kan ek 2026 ingaan, en ek kan weet, soos ek gaan elke oomblik van dit geniet. Gaan daar slegte tye wees? Ek glo so.
Het gaan 'n moeilike tye wees, ek wil so dink. Maar as die Here saam met ons is, ouens, dan sal iets anders in ons gees vir hoe ons sekere goeders hanteer, wat ons in staat stel om te kan leef soos Jesus in hierdie wêreld wil hê ons moet leef. As volgelinge van Jesus moet ek en jy daai persoon wees wat in 'n moeilike, donker, slegte storie hoop het. Dis soos as daar geen krag is in hierdie gebou, en as hierdie gebou pikdonker is, moet ons as Christen daai ons wees wat soos 'n vuurhoutjie, al maak jy net 'n klein liggie, is dit juist die persoon wat so ek hoef nie in die donkerte te wees nie. Ek wat vir Jesus Christus ontvang het, wat die rede is vir hierdie seisoen, ek het 'n hoop waarmee ek kan leef. In Psalm 31 vers 25 lees ons eintlik, ek dink hierdie is die NIV, sê, wees dus sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertrou op die Here vertrou. Nee, kom ons gaan hom net saam doen. Wees dus sterk en hou goeie moed. Party van ons praat van hou goeie hoop, hou hoop in die Here, julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Dis iets wat ons moet bly hou. Dalk sit jy vanoggend en jy is reg met die Here, jy vertrou die Here, is wonderlik. Maar dis iets wat jy daagliks moet kies, ouens. My hoop is sodat jy sal onthou vir 2026, soos Here, help my om elke dag te kies om U te vertrou. My lewe om U te bou. My keuse te maak om U te kies as Here en Verlosser vir my lewe. Dis 'n konstante keuse om te sê, Here, dankie vir wie U is, dankie vir wat U gedoen het, dankie vir U lot is, dankie wat U heiliglik vir my doen. As gevolg van dit, Here, sal vir my hoop. Help my met hierdie gesindheid dat ek vandag kan hanteer. Ons het hoop vir 2026 oor hierdie. In Joshua, toe Joshua oorgeneem het by Moses, hy was sy opvolger. Moses het die beloofde land gesien en as gevolg van sy sonde het hy nie beloofde land ingegaan nie, maar Joshua was sy opvolger gewees. En hier is gedeelte wat jy dalk baie in die nuwe jaar sal sien, dis so 'n aanmoediging vir ouens hoe jy moet leef. Maar daar's iets vasgevang in hoe ons kan vashou aan die hoop van die Here. Hy skryf in vers 5, solank jy lewe, dis wat God vir Joshua skryf. Hy sê, solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, sal ek by jou ook wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal jou nie verlaat nie. Dis ook dieselfde woorde vir my en jou vandag, ouens. Die Here sal ons nie in die steek laat nie, hy sal ons nie alleen laat nie. As daar nie vir jou, vir net daai rede nie hoop is nie, ouens, dan weet ek nie wat anders in die skrif vir jou woord, gaan vir jou hoop gee, as die feit dat God ons nie sal teleurstel nie, en dat hy ons nie alleen sal los. Die rede hoekom ek en jou hoop het, is omdat God saam met ons is. Hy is met ons. Toe hy opgevaar het hemel toe, het hy sy Heilige Gees gestuur, Heilige Gees wat ons helper is, wat in ons is, wat primêr daar is, om ons te help om te lewe soos God wil hê ons moet leef. Mense vol hoop. Maar hierdie was 1000 jaar terug, het al vir Joshua gesê, hy het gesê, weet jy, dat God sal nie in die steek laat nie, hy sal jou nie verlaat nie. Daarom sê hy, wees daarom sterk, wees dapper, vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met die hulle voorvaders beloof het. En Joshua het die ouens toe in die beloofde land ingeneem, wonderlike storie, gaan lees die boek Joshua, as jy nie weet wat om die Bybel te lees nie, so 'n mooi storie, van iemand wat op God vertrou het, wat, ek dink is 32 konings oorwin het, en eintlik die beloofde land ingeneem het. Maar daar was so 'n riglyn, vir hoe hy moes leef. Hy skryf vers 7, wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afdwaal nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Mag hierdie vir ons aanmoediging wees vandag nog. Dit was vir God belangrik dat Joshua binne die wil en die wet van God moes gebly het. Vriende, dit is vandag nog vir God belangrik dat ek en jy in sy wil moet bly. En so mag ek en jy die woord begin bestudeer, soos Here, gee vir my 'n honger vir u woord. Dat ek dit wil bestudeer, dat ek nie links of regs van u woord en u wil sal beweeg in hierdie jaar. Want vriende, in dit vind ons God se krag, in dit vind ons God se hoop, in dit vind ons die waarheid oor wie God is, wat ons soveel meer herinner, dat hy ons nie teleurstel nie, en ons nie alleen laat nie. Dalk moet dit ons nuwejaarsvoorneme wees, Here, help my om elke dag in die woord uit te spandeer. En nie net die minimum te doen nie, ouens. Ek dink as gelowiges moet ons dit begin step up en sê, Here, nee, gee vir my 'n honger vir die woord, dat ek die woord kan bestudeer, sodat, soos Johannes sê dit, soos julle die waarheid ken, sal die waarheid julle vrymaak, en ek weet hy praat van Jesus, maar hoe meer jy die woord begin bestudeer en God leer ken, hoe meer gaan jy die vryheid van God leef, en hoe meer gaan jy die hoop van Jesus nie anders kan as om uit te straal. Jy sal nie anders as om vir die wêreld te wys, daar is 'n lewende God, wat hulle lewe kan verander. En so die opdrag vir Joshua was, die manier hoe hy as leier moet voorloop, is moenie links of regs van hierdie woord, hierdie wet van God beweeg nie. Hy sê, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees wat alles wees vir alles wat jy sê. Dit moet bepaal wat jy sê. Imagine net hoe moet ons spraak begin lyk, as die Bybel moet definieer hoe ek en jy praat. Party van julle, met die grootste respek wil ek sê, sal nie weet wat om te sê nie. En ek oordeel nie vir dit, my hoop is so net dat jy aan die einde van die jaar vol sinne met mense kan begin hê, soos weet jy, ek het die woord begin lees. En dit was amazing.
Dit het my lewe verander in maniere wat ek vir niemand al ooit kon gesê het nie. Dit was nie net daai, ek lees gou vinnige versie in die oggend en dan gaan my nie aan nie. Nee, ek het soos begin bid, Here, breek die woord vir my oop. Breek vir my oop, Here, wat se hoop lê daar in U, Here Jesus. Ek bid dat die geestesoë sal oopgemaak word, Here, sodat ek kan sien wat se waarheid die invloed in my lewe kan hê. As jy die woord so bestudeer elke dag ouens, sal jy nie anders kan as om te skyn vir Jesus nie. Ek dink dis hoekom Jesus God dit vir Josua gesê het, hoorie, moenie die wet van God minag nie, moenie links of regs van dit afdwaal nie, nee, bestudeer dit, leef dit, laat dit die rigsnoer wees, laat dit die filter wees waardeur jy praat. Ek dink dis hoekom hy so goeie leier was, omdat hy die woord bestudeer het, geken het en volgens dit geleef het. God sê vir hom, oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dink oor dit dag en nag. Dis nie hoe ons leef nie, ons. Ons dink aan al die ander goeters. Mag 2026, as ons hoop vir 2026 wil hê, moet ons kom by Jesus, Here, help my om dag en nag oor U te dink, U woord en wat U gesê het. Dan skryf hy, hoor wat skryf hy, hy sê, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê, oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen en jy sal voorspoedig wees. Ons sê vir almal voorspoedige 2026. Ons lê daar, voorspoed is nie iets wat so in die lug hang nie. Ons wens dit vir almal. Ons het nou net vir almal gesê in die kerk, ons het aanlyn stuur vir almal WhatsApps. Voorspoed is nie iets wat net so in die lug hang nie. Nee, voorspoed is die resultaat van getrouheid en gehoorsaamheid aan Jesus. En ek praat nie van 'n prosperity gospel nie, dis wat ek bedoel nie. Ek praat van hoe meer ons vir God soek en hom posisioneer as senter van ons lewe, hoe meer sal ons dit wat God in sy beloftes bedoel het in ons lewe sien. Dus soos jy die pad stap, dan begin jy dit vind in verhouding met Jesus, omdat hy dit nog altyd daar geposisioneer het. Dis nie omdat jy iets doen, gaan God vir iets gee nie. Nee. Dis in die lewe saam met Jesus het hy klomp skatte vir my en jou gebêre. En my hoop vir jou in 2026 is dat jy sal sê, Here, ek wil elke dag saam met U tyd spandeer. En soos jy elke dag saam met hom tyd spandeer, dat daar 'n nuwe skat vir jou oopgebreek sal word elke dag, soos jy saam met hom tyd spandeer. Wanneer ons dit doen, kan ons nie anders as om te sê daar's hoop vir 2026 nie. Hy sê, dan sê jy slaag in alles wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. En die laaste vers van die gedeelte skryf hy dan, ek gee jou self hierdie opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Wees sterk ons, wees vasberade, jy hoef nie bang te wees, jy weet God is by jou. Wanneer ons hierdie doen, ons begin ons lewe van hoop leef, omdat ons 'n ewigheidsperspektief het, omdat ons fokus op Jesus. Die ene het dit vir my so mooi gestel, ek dink nie eens op die raamwerk nie, hy het gesê, dit was 'n artikel wat ek gelees het, dit was Scott Hubbard het geskryf, hy sê, our minds are most full of heaven. Ons gedagtes is die meeste vol van 'n ewigheidsperspektief. Our minds are most full of heaven when they are most full of Christ. Ek is mal oor dit. Mag dit so ons jaar wees, soos mense dink soos oor dit lyk soos of jy in die hemel leef. Wat is jou storie? As ek soos, ouens, kan ek jou van Jesus vertel? Ek kan jou nie baie van die hemel vertel nie, ek dink dit gaan amazing wees. Ek sien so uit na dit. Die Here is besig om vir my kamer voor te berei, ek dink dit gaan 'n wonderlike kamer wees. Maar net om by hom te wees, en wie hy is, en stories te hoor, en ons, dit is wat ons moet opgewonde maak. En so, iets van hierdie moet in ons hart begin leef. Here, help my, maak my opgewonde vir dit wat U wil kom doen. Jeremia 17, is so 'n parallelteks vir Psalm 1, vers 7 skryf Jeremia, hy sê, blessed is the man who trusts in God, and whose hope is in the Lord, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaves will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Ek dink van ek en jy persone is wat ons hoop in Jesus bly soek in hierdie 2026 aan. Sal ons werklik wees soos daai boom, dat selfs in droogte, selfs in hitte, sal ons nie bang raak nie, selfs al het ons nie uitkoms nie, al verstaan ons nie alles wat aangaan nie, sal daar 'n hoop wees in ons, 'n vaste vertroue in wie God is, omdat hy by ons is. En vrede sal ons nie oorheers nie. En so ons het 'n hoop vir vandag en ons het definitief dan 'n hoop vir 2026, omdat God saam met ons in 2026 wil ingaan. Ek moet hom innooi daar. Maar dan is daar ons hierdie hoop vir ewigheid. Ek wens so, dat ek volgende jaar weer die eerste Sondag saam met ons almal hier kan chat weer oor die hoop van Jesus ons. Maar daar is 'n moontlikheid dat van ons nie volgende jaar hier gaan wees nie. En ek wens dit vir jou, maar na mate as jou storie met die Here Jesus reg is ons, moet ons uitsien, ons moet so uitsien om by Jesus te wees. En soveel te meer is daar nie net 'n hoop vir vandag nie, daar's nie net 'n hoop vir môre en 2026, daar's 'n hoop vir my en jou vir die ewigheid, dat daar Jesus Christus vir my en jou plek voorberei waar ek en jy kan gaan. En Paulus skryf nogals baie oor hierdie, hy sê ons moet besef, ons is nie van hierdie aarde af nie.
Ons is op aarde, maar ons is nie van aarde af nie. Ons is van die hemel af. God het ons bedoel dat ons daar moet wees. En so daar moet iets in ons leef van soos Here, ek sien uit om by U te wees. Here, ek kan nie wag om by U te wees, om net saam met U te wees. Ek kan nie eers indink hoe moet dit wees, Here Jesus, om by U te wees. En so Petrus, hy skryf iets oor hierdie. In 1 Petrus 1 vers 3, hy sê aan God die Vader ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy sê in sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. En nou het ons 'n lewende hoop. Ons het 'n lewende vertroue, ouens. Dis wat dit beteken, 'n lewende oortuiging. Ons het 'n lewende rede om te leef. Ons het 'n lewende opgewondenheid vir 'n verlosser. Hy skryf hier, ons het 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesnette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Ouens, iets van dit moet ons opgewonde maak. Die laaste 3 weke het ek dit elke week gesê. Ouens, as gelowige moet daar iets van die storie van Jesus ons opgewonde maak. En die feit dat daar vir my en jou 'n plek in die huis van God is in die hemel, is dalk die hoofrede hoekom ek en jy kan opgewonde wees vir 2026. Here, ek kan nie ingaan. Weet dat Here, al is my tyd op aarde nie meer lank nie, dat ek vir die res van die ewigheid 'n tuiste het saam met my God. Dan moet iets van 'n opgewondenheid, vreugde hieroor wees. Selfs al is dit nodig dat jy 'n kort tydjie bedroef gemaak word of deur allerlei beproewings moet gaan, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van die geloof moet ook getoets word. En dan sê hy sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus. En so sê, daar mag dalk tye wees in hierdie jaar wat dit getoets gaan word, ouens. Jou geloof in die Here, jou egtheid van geloof mag dalk getoets word. Maar dat daar iets sal wees soos Here, help my dat ek in hierdie moeilike tyd, hierdie tydelikheid van hierdie wêreld, dat ek sal bly vashou in U. Mag dit sleg wees? 100% ouens. Ek is die laaste persoon wat vir jou wil sê, geniet die slegte tye. Dis my vriend as Jakobus dit sê, ek verstaan nog nie heeltemal. Ek moet nog 'n bietjie opswaat, dink ek, oor daai ene. Maar dat die slegte tye en die moeilike goed van 2026 ouens, dat ons dit meer sal sien soos Here, hierdie suiwer my vertroue in U. En van daai goed gaan dalk maak dat jy besef soos my vertroue in die Here is toe nie soos wat ek gedink het nie. En dan terug te kom soos Here, ek is jammer. Vergewe my Here, help my dat ek werklik my hoop in U sal vind. Hy sê vers 8, hou hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. Die saligheid, dis die doel van ons geloof ouens, is om by God te kom in die ewigheid. Dis om hom te ken in hierdie bedeling en die res van die ewigheid saam met hom te wees. Hy sê, hoor wat sê hy? Hy skryf dan hierdie dat dit die einddoel is. Dan sê hy, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ek het so 'n behoefte, vriende, dat die storie van Jesus, die feit dat daar 'n hoop vir my en jou is, nie vir elkeen van ons sal wees. Here, ek kan nie anderster as om daaroor te praat. Sodat as jy gaan petrol ingooi, al wag jy 5 minute vir die petroljoggie om by uit te kom, dat jy soos die vreugde van die Here Jesus, as ek nou 5 minute moet wag vir 'n petroljoggie, is dit nou nie einde van die wêreld nie. Maar hierdie klein goed in die wêreld gooi ons hele lewe omver. Dat die vreugde wat ons het om die hoop van Jesus te ken, word uitgedoof. Wat kan gebeur as in 2026, as ek en jy sê, Here, die hoop van Jesus sal sigbaar wees in my lewe elke dag? Kan jy dink hoe jou lewe sal anders lyk? Hoe jou gemoed anders sal wees? Hoe jou huwelik anders sal lyk? Hoe jou verhouding met jou vriende en jou familie en jou kollegas anders sal lyk as jy besef, die God van die heelal het hemel toe gegaan om vir my plek voor te berei. Mag jy ander goed in jou lewe vir jou belangrik wees? Yes, ouens, 100%. Jy moet hard werk. En jy moet werk in jou gesin en jou familie en jy moet sorg, dit is belangrik, as ek nie issues. Maar dit het prioriteit begin neem behoor die wonderlike storie van hoop van Jesus. My hoop vir ons as kerk is dat ons storie in 2026 anders sal lyk. En so ek weet my tyd is verby, ek wil afsluit met dis op die raamwerk.
Ek het al 3 weke hierdie gevra is, hoe moet ons reageer op hierdie, Willie? En so ek Kolossense 3, nou gaan ek in een gedeelte wees, okay, een gedeelte, ek het nog 2 minute. Kolossense 3 skryf Paulus vers 1, aangesien julle saam met Christus uit die doodheid opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Kom ons strewe na dit toe ons, na Jesus, vol van Jesus wees. Hy sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat aards is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Vers 4 sê hy, wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn in sy heerlikheid deel. Ons sal deel hê om saam met hom te wees. En so hier's 5 uitdag, 6 punte van keuses wat ek wil hê moet oor gaan bid. Dis op die raamwerk gaan dit vir jou lees. Maar my hoop is so as die hoop van Jesus, wat vandag vir my hoop gee, vir 2026 hoop gee en vir ewigheid, in my lewe be sentraal raak, die storie van Jesus. Bid ek, Here, dat die volgende goed in my lewe sigbaar sal wees. Eerste ding is, Here, vermy die sonde. Verwyder die sonde wat tussen jou en God staan en mense afkraak. As ons fokus die hoop van Jesus is, Here, help my dan dat ek die sonde sal verwyder en ek sal ophou om mense seer te maak. Dis Kolossense 3 alles. Kolossense 3 vers 5 tot 9. Gaan we daai. Die tweede keuse is, kies om meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam te wees. Dis vers 12. Dis 'n keuse. Here, as die hoop sentraal in my lewe is, Here, kom help my om anders te leef. Kom vergewe. Dalk moet 26 jaar wees ouens wat jy vergewe. Dis vers 13. Vergewe die soos die Here julle vergewe het. As jy die hoop van Jesus wil uitleef, moet jy die seer aan God gee, dat hy jou gesond maak. Vergifnis is 'n keuse, ouens. Jy kan vandag sê, Here, ek kies om my persoon te vergewe. Die gesond word proses, dis 'n proses. Vergifnis is 'n oombliklike oomblik, waar jy sê, ek is gehoorsaam, Here, ek vergewe. Ek weet nie hoe ek hierdie kan laat gaan, Here, maar ek vergewe. Want ek wil die hoop, die storie van hoop van Jesus, wil ek uitleef. Ons moet vergewe. Vers 14 tot 15 praat oor ons moet lewe in liefde, in eenheid en in vrede met mekaar. Kom ons kies hierdie liefde. Dit sê, julle moet alles mekaar lief hê en dit sal die volmaakte band van eenheid in julle lewe sigbaar wees. En die vrede wat God gee, sal deursigtig wees in jou lewe. Kom ons kies dit, liefde en eenheid en vrede. Kom ons praat met waardering en dankbaarheid van die genade van God ons. Regdeur hierdie 3 weke het ons soveel keer gepraat oor die genade van Jesus. So kom ons begin praat oor dit, met waardering en 'n dankbaarheid. Here, ek het dit nie verdien nie, maar U het vir my kom gee. Dis vers 17, 15 tot 17. En dan laastens vers 17 tot hoofstuk 4, vers 1. In elke verhouding, in elke woord en in elke daad, kom ons wys die glorie, die grootheid van Jesus. Ons mag 2026 vir jou 'n wonderlike jaar wees. Maar mag dit 'n jaar wees waar ons die hoop van Jesus uitleef. En soos ek dit sê, besef ek party van julle soos Willie, ek het daai hoop nodig, waarvan jy begin van die diens gepraat het. En so die manier hoe ek die diens wil afsluit is, as jy nodig het, soos Here, breek hierdie hoop weer vir my oop, kom bemoedig my Here, kom vul my weer met U hoop, kom doen iets in my Here, ek wil U vertrou, vir hier vandag, vir 2026, of vir ewigheid, wil ek jy moet staan vandag, en ek wil vir U bid. So as dit jy is, soos almal hulle oë nou toemaak, wil ek jy moet staan. Kom ons sluit die oë. Amen. Here Jesus, U sien elke persoon, Here. Nie net sien elke persoon nie, U ken elkeen se storie, Here. U ken elke persoon se wat in hulle hart leef, Here, se situasie. Maar dit is so mooi, nie net weet U en net die ondeurgrondelike insig nie, Here. U is 'n God wat naby elke persoon hier wil wees, Here. Hierdie mense staan vanoggend Jesus omdat hulle U hoop nodig het. Here, hulle wil U vertrou vandag in 2026 en vir ewigheid. Ek bid so, Heilige Gees. Mag U so vir hulle kom bewus maak, Here, U sal net teleurstel. U sal hulle nooit alleen los, Here. U wil saam met hulle wees, Here. En so ek bid soos hulle die keuse gemaak het om te staan, dat hulle elke oomblik van 2026 die keuse sal maak om sê, Here, kom wees saam met my. Kom help my, Here. Kom lei my. Dankie, Here, dat U 'n veilige vesting is. 'n Sterk rots, Here, op wie ons lewens kan bou. So ek bid vir elkeen wat staan, vir elke persoon aanlyn, ek bid vir ons as kerk, Here. Hierdie storie van hoop, Here. In hierdie nuwe jaar, dat ons dit sal uitleef. Kom vul ons met 'n onuitspreeklike blydskap. Sodat wanneer die wêreld na ons kyk, Here, dat hulle sal sê, hoorie,
Hoe doen jy dit? Hoekom leef jy so anders? Dat ons nie anders sal kan as om te praat oor die grootheid, Here Jesus, van wie hy is, wat hy gedoen het en wat hy heiliglik vir ons beplan nie. Help ons Here in hierdie jaar dat ons 'n lewe sal leef wat groter is as onsself. En dankie dat jy saam met ons in dit ook is. Ek kom vra dit Here in Jesus naam. Amen.